Soos 'n wildsbok wat smag, na waters mag my siel, na hier, o Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U. Soos 'n wildsbok wat smag, na waters mag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U. Here, wanneer ons so saam is vanoggend, dan is dit omdat ons U wil eer, Here, omdat ons vir U wil sê dankie. Dankie dat ons ook in hierdie heilige week nou kan ingaan waar Goeie Vrydag en Opstanding Sondag vir ons voorlê, Here, waar ons deur al die gebeure van die kruisiging gaan werk, Here, en daaroor gaan dink en net weer tot die besef kom, Here, hoe groot U liefde vir die mens is. Here, dat U troonsaal verlaat het en kom mens word het juis vir hierdie gebeurtenisse van Paasnaweek. Dat U bereid was om die pad eindtyd te loop, ten spyte van mense wat deur U gemaak en gevorm is, Here, wat U gespoeg en geslaan en verneder het U tog gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, daardie voorbeeld van U is vir ons so groot, iets om so na te strewe, want ons as mens is maar swak en nietig, Here, en ons wil so baie keer reg in eie hande neem. Here, maar ons weet ook dat Romeine 12 sê vir ons, dat al die oordeel kom U toe. En dankie, Here, dat ons weet, dat U gee ook die Gees vir ons, om ons te help om in hierdie lewe te leef soos wat Christus geleef het, want in ons eie krag en mag, Here, sou dit totaal onmoontlik gewees het. Here, ek wil regtig bid vir hierdie naweek wat voorlê, nie net in ons eie gemeente nie, maar in ons dorp en oor die land en oor die wêreld, Here, dat die ware betekenis van Paasfees net weer besef sal word. Vir hulle wat wel op die paaie gaan, bid ons, Here, hou hulle vas en bring hulle vir ons veilig weer terug. Here, ons bid vir elke naam op hierdie voorbiddingslys vanoggend, Here. Daar is so baie mense wat deur moeilike tye gaan, mense wat regtig worstel met hulle gesondheid, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het in die afgelope tyd, Here. Daar is soveel bekommernisse, soveel pyn en hartseer, Here, maar U ken ons elkeen by die naam. En Here, ons dra net elkeen en hulle geliefdes aan die op wat so geraak is en so bekommerd is ook in hierdie tyd. Dankie dat U ons veilige vesting is, dat ons altyd na U toe kan terugkom en weet, Here, U sal ons weer herstel. Ons loof U en ons prys U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Ons gaan so bietjie probeer saamwerk hierso vanoggend, ek en Andrei daar bo by die klank. So as daar iewerste so 'n ou glitchie kom, dan vra ons maar jammer. Die tema van vanoggend se preek is Oos-Wes, Tuis-Bes. Dis die baie bekende Afrikaanse spreekwoord wat beteken jy kan maar oral gaan, maar by jou huis
is dit eintlik maar die lekkerste. Ons almal was al op vakansie en dis baie lekker daar vir 'n baie lang ruk, maar dan is daar 'n punt waar jy kom en jy daai eie bed van jou en jou eie goedjies, jou eie potte en panne wat op die plek is waar jy hulle wil hê, nie daar waar dit vir jou gesit word in die gastehuis of waar jy ook al tuis gaan, die vakansieplek nie. So, iewerste by jou eie huis, by jou eie plek is dit altyd die beste. Nou, vanoggend se preek gaan so 'n bietjie, ek hoop julle gaan mooi volg en ek hoop ek het dit goed gedoen, dat dit gaan oor die ooste kant. Deel van hierdie ding het gekom uit een van die take wat ek moes doen vir my studies en goede waar hulle die Ou Testament so mooi deurtrek na die koms van Christus toe. En deur die hele Bybel van Genesis tot by Openbaring sien ons hierdie herstel wat God wil bring. En ons gaan net nou daaroor bring. So die eerste gedeelte gaan oor Daniël. Daniël hulle wat in ballingskap is. Maar ons moet ook onthou waarmee is ons besig as gemeente. Ons is besig om te praat oor hoe om 'n Christen te wees, 'n Romeine 12 gemeente te wees, 'n kind van die Here te wees volgens sy voorskrifte. En ons sluit die tweede gedeelte van hierdie reeksie van ons af vanoggend deur te kyk na 'n Bybelse figuur wat vir ons die voorbeeld is van hoe om te lewe as 'n kind van God in die wêreld. Want dit is die tweede gedeelte het gegaan van ons is in die wêreld, maar ons moet altyd onthou ons is nie van die wêreld nie. Ons is God se kinders, ons is op pad na ons ewige tuiste toe, maar ons is in hierdie wêreld en ons moet nie onsself probeer verwyder uit die wêreld uit nie. Want ek het so bietjie begin speel ook, ons sal al miskien later na 'n videoetjie kyk oor hierdie tipe van bergtop ervarings en goedjies wat 'n mens belewe. Jy is so op 'n hoogtepunt en dan wil jy daar bly. Op 'n Sondagoggend as ons hierso by mekaar is, dan wil ons hier bly. Maar die realiteit is, ons word in hierdie wêreld, ons moet teruggaan want ons moet 'n verskil gaan maak. Daar waar God jou plant, maak nie saak wat is die omstandighede rondom jou nie, jy moet 'n voorbeeld stel. Nou Daniël was so 'n goeie voorbeeld gewees, die tyd wat hulle in ballingskap was, daar in Babylon, en Daniël stel vir ons hierdie verskriklike mooi voorbeeld van hoe om as 'n kind van God te gaan lewe in tye van ballingskap. Laat jy nie agteroor sit en maar net moed opgee nie, maar laat jy regtig deurdruk en vasbyt en nog steeds jou Christenskap daar kan gaan uitleef. So kom ons lees daarso Daniël 9 vers 1. Ek gaan so hier en daar net teksgedeeltjies uithaal, want dit is een hele groot gebed wat Daniël bid. Dit was in die eerste regeringsjaar van Darius, seun van Ahasveros. Hy was van geboorte af 'n Medeër, maar het koning geword oor die Galdeese ryk. In sy eerste regeringsjaar het ek, Daniël, uit die skrifte vasgestel dat volgens die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jare in 'n pynhoop sou wees. Daarom het ek na die Here toe, my na die Here God gewend in gebed en smeking. Ek het gevas, rouklere aangetrek en as oor my kop gegooi. Ek het tot die Here my God gebid en bely. So sien hierdie ding van Daniël wat die skrifte ondersoek. Terwyl hy daar in ballingskap is, lees hy die woord, hy bly by sy Christenskap en hy leef dit uit, hy lees die woord, hy bly bid, hy tree in vir sy volk. Terwyl ek nog so aan die bid was, daar by vers 21, het Gabriël, die man wat ek die vorige keer in 'n visioen gesien het, by my aangevlieg gekom. Dit was die tyd van die aandoffer. Hy het my kom inlig en vir my gesê, Daniël, ek het gekom om jou deeglik in te lig. Toe jy met jou smeekgebed begin het, is daar 'n antwoord gegee. En ek het gekom om dit vir jou te vertel, want God het jou lief. So sien daai ding dat God huiwer nie. Hy stuur onmiddellik vir Gabriël om vir Daniël hierdie boodskap te bring. Ons gaan later so 'n bietjie praat van die ander engel wat gekom het, maar hy was so 'n bietjie in 'n geveg gewees met die Persiese owerste. Dan vers 25, jy moet nou goed verstaan, vanaf die opdrag gegee is dat Jerusalem herstel en herbou moet word, totdat 'n regerder kom wat deur God uitverkies is, sal 7 tydperke wees. 62 tydperke lang sal Jerusalem opgebou bly, met strate en verdedigingsslote, maar dit sal moeilike tye wees, tot sover. Nou,
daai ding ook net van die tydperke, want daar is 'n tydperk en dan gaan daar weer 'n uitkoms kom. En dan nie net vir hulle wat uit ballingskap uit teruggevoer gaan word nie, maar daar gaan uiteindelik 'n groter verlosser kom. Die een wat regtig die juk gaan kom afneem in dit wat ons nou gaan ingaan. So, André, ons kan gaan dan na daai eerste prentjie toe van Adam en Eva. Waar dit alles begin en wat is aan die gebeur in die wêreld? Van die begin af bring die mens die sonde in die wêreld in, deur nie na God te luister, om ongehoorsaam te wees. Hulle eet van die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan God gesê het hulle mag nie eet nie. So hulle is ongehoorsaam, en God stuur hulle aan die ooste kant uit. Nou moet julle baie hoor, julle gaan oos en wes nou baie hoor vanoggend. God stuur hulle by die ooste kant uit, en hy sit 2 gerubs daar met vlammende swaarde, sodat hulle nie kan terugkom om by die boom van die lewe uit te kom, wat hulle dan vir ewig in daai sondige natuur sou gebly het nie. So God beskerm die mens, laat ons nie weer kan teruggaan nie. Daai boom van die lewe kry ons weer in Openbaring. Wanneer ons eendag in ons volle van al ons sonde, daai proses van heiligmaking voltooi is, dan gaan ons die ewigheid in en met jou afsterwe of wanneer die Here ons gaan kom haal. En dan gaan ons weer volmaak wees soos Adam en Eva. Dan kan ons van daai vrug gaan eet. Wat dan gaan beteken van die vrug van die lewe, dat ons sal vir ewig saam met God kan wees. Ons sal nie weer sterf nie, ons sal nie weer swak en nietig word en daardie dinge wat ons op aarde so onderkry nie. Nou die volgende prentjie is 'n prentjie om te wys die pad na ballingskap toe. So toe die Babyloniese ryk vir Israel of vir Jerusalem inval en die Israeliete in ballingskap wegvaar, kyk mooi dat Israel sit in die weste kant en hulle beweeg in 'n oostelike rigting. En oralster in die Bybel sien jy hierdie klas van goed. Wanneer jy van oos na wes beweeg, soos met ballingskap, dan is dit gewoonlik 'n tyd van God se oordeel. 'n God wat 'n straf uitdeel vir die mense wat ongehoorsaam is aan hom. Maar dit is nooit God se hart om ons in daardie plekke van ballingskap te hou nie. Hy wil ons weer van die ooste kant af terugbring in 'n weswaartse rigting, en ons gaan net 'n bietjie meer oor dit praat. Maar terwyl ons dan nou in ballingskap is, terwyl ons in hierdie wêreld is, kom ons gaan kyk dan na Daniël. Jy kan die volgende enetjie vir ons opsit asseblief, André. Wat leer ons uit Daniël as persoon? Van 'n mens wat in 'n verhouding met die wêreld lewe. Hoe het hy vir ons die voorbeeld gestel? So ons het nou gesê, ons sluit af met die tweede identiteit, ons verhouding met die wêreld. Ons as Christen is 'n verhouding met die wêreld. So die eerste ding wat ons by Daniël sien is dat sy hele lewe wys dat hy oorgelewer aan God lewe. Met ander woorde, as jy nou al die vorige hoofstukke gaan lees, dan gaan jy sien, daar toe Daniël en sy vriende daar was, hulle het nie die kosse geëet wat die mense geëet het nie. Daar was vir hulle lekker kosse en nageregte en wat se lekker sweeties vir hulle aangebied, maar Daniël het gesê, nee, hy en sy vriende, hulle gaan net hierdie groentes en dinge eet, hulle gaan nie aan die koning se kosse van dit neem nie. En ons het gesien wat die uiteinde daarvan was, is dat Daniël het uitgestaan. Net na 'n paar dae kon mens al die verskil sien in hulle lewens, dat hulle nie aan daardie kosse en van die wêreldse goed het geneem nie. Hulle het geweier om voor die afgodsbeelde te buig. En hulle was nie deel van die res van die mense nie. Hoeveel van die Israeliete dalk het beginne deelneem, het dalk van die afgode beginne miskien aanbid ensovoorts, het gaan buig, want ons weet net van Daniël en sy vriende wat dit nie gedoen het nie. Hulle is in die vuurhoond gegooi en Daniël is in die leeukuil gegooi, maar die meeste Israeliete moes sekerlik dan voor die afgod gaan bid, gaan buig het. Maar Daniël en sy vriende sê hulle weier. Hulle sal nie te midde van hulle omstandighede en van waar hulle is, toegee aan die druk van wat die wêreld op hulle uitoefen nie. Hulle staan vas by waaraan hulle glo. So Daniël laat toe dat God hom gebruik. Hy gebruik sy gawes en talente, dit laat my dink aan Josef ook, in die visioene wat hy kon uitlê, en die dinge wat hy kon doen, wat geen ander mens kon doen nie. So Daniël gebruik daarso sy talente en sy gawes wat hom dan in 'n gunstige posisie met die konings plaas. So moet
Nooit daar waar jy is ophou om God te dien nie. Hoe swaar dit ook al gaan in jou lewe, hou aan om uit te leef dit waarvoor jy staan. Gebruik jou gawes en jou talente om God te verheerlik. Ons sien by Daniel ware spiritualiteit. Ons sien sy aanbiddings, ek wil amper sê, dit is soos sy ritueel of 'n ding. Dit is, hy 3 keer 'n dag het hy gaan bid. Oggend, middag, aand, het hy hom gekry by sy venster, wat hy gekyk het in die rigting van Jerusalem, waar die hulp vandaan sou kom, het hy gebid tot sy God. So ons sien daar die ding van ware spiritualiteit. En hy tree nie net in vir homself nie, maar hy tree veral in vir God se volk. Hy bid vir hulle. Hy treur oor hulle, hy vas en treur, hy skeer sy klere, hy gooi as op hom, want hy het 'n hart vir die mense. Hy dink nie net aan homself, ek arme Daniel, kyk hoe swaar gaan dit met my nie. Hy gee veral om oor sy volk. En hy herinner God aan sy beloftes. Hy bestudeer die geskrifte wat hy het. En hy kom agter, maar God het 70 jaar terug vir Jeremia gesê, julle gaan 70 jaar in ballingskap wees, en Daniel werk uit, maar dit is nou 70 jaar. En hy weet hy kan God op sy beloftes roep, want God is nie 'n God dat hy sal jok nie. Hy is nie 'n mens nie. So hy tree in vir sy mense, en hy herinner God aan sy beloftes. Staan ons nog op God se beloftes? God sê deur sy engele dat hy vir Daniel baie lief het. So hy herinner hom, my kind, ek het nie van jou vergeet nie. Ek stuur die engel Gabriel na jou toe om vir jou te sê, want ek het jou gebed onmiddellik gehoor, en ek het jou baie lief, ek sal die uitkoms bring. Ons sien ook dat God se tydperke staan vas. Daar's 'n tyd wat jy in ballingskap gaan wees, maar daar gaan 'n tyd kom wat God gaan herstel. So ook in ons land en oor die wêreld. Ons weet, die gaan die uiteindelike herstel Jesus wees wat gaan terugkom op die wolk om ons te kom haal, of hoe gaan dit wees? Maar ons weet, God se hart is nie dat ons op hierdie aarde met aanhou bly swaar kry en die pyn en die hartseer hier verduur nie. Sy planne is om vir ewig om daai engele wat daar in die paradys was, wat daar by daai poort is gestaan het daarso, om dit te verwyder, dat ons weer kan inkom in daai verhouding met ons. Dit is God se hart vir ons. En ons sien dat hy het 'n vaste tydperke. Die hele Bybel lees ons, daar was soveel generasies, ek het dit al hoeveel keer gesê, van hierdie een tot by daai een, van daar tot by ballingskap, en van ballingskap na Christus se geboorte. Want God is vas met sy tyd. Hy laat jou nie vir 'n oomblik langer oor daai vuur wees, was hy jou suiwer as wat nodig is nie. So God se hart is vir herstel en nie net vir straf nie. Okay, so wat kan ons dan deurtrek vir ons? Volgende enetjie asseblief, Andre. Wat kan ons hieruit leer in ons verhouding as 'n Romeine 12 gemeente en vir jou as 'n individu? Is jou hele lewe getuigde daarvan dat jy aan God oorgelewer leef? As mense na jou kyk, sien hulle die heeltyd iemand wat dit oorgelewer aan God leef? Of sien hulle partykeer dat jy so 'n bietjie in die wêreld beleef, maandag tot Saterdag, en dan Sondag wil jy gou hierdie groot Christen wees en wil jy alles so vroom kom doen hierso? Of sien hulle dit die hele week in jou lewe? Neem jy deel aan hierdie partytjies en al hierdie goedjies, al die lekker van die lewe, soos die kosse van die lewe wat in Daniel se tyd daar was? Of is jy bereid om sekere goede van afstand te doen ter wille van God, omdat jy hom wil verheerlik deur jou lewe? Laat jy toe dat God jou gebruik, jou gawes en jou talente. Deel van dit is om 'n Romeine 12 persoon te wees, is om dit te doen wat God in jou ingebou het. Ons het met die Jeremia preek wat ek gedoen het so ruk terug, het ons gesê dat God het jou gekies nog voordat hy jou in die moederskoot het. Hy geweet Jeremia gaan 'n profeet vir hom wees. Nou wat is God se gedagte vir elkeen van julle wat hier sit volgens? Want ons gaan nie net deur hierdie wêreld en God wil niks met jou doen nie. Elke liewe een van julle het iets wat God deur jou wil doen. En is jy bereid om dit te gaan doen? Is jy bereid om jou gawes en talente te bring na jou gemeente, om dit te gaan uitlewe? Of het jy te gemaklik geword, miskien om net in die banke te sit, net die woord te hoor en uit te gaan, en maar net volgende Sondag terug te kom? Hierdie is goede wat elke persoon met homself moet gaan dink.
Dit is nie om julle, dit is net 'n bietjie dinkwerk. Dit is 'n bietjie hierdie tyd van ballingskap ook, waar Daniël moes gaan dink en gaan kyk en gaan bestudeer hoe lyk die lewe van sy volk, sy eie lewe en om bietjie tot inkeer te kom. Waar is spiritualiteit, die aanbidding, die liefde en omgee, word dit in jou lewe gesien? As jy hoor van iemand wat deur 'n swaar tyd gaan, het jy daai hart om te sê, ek bid vir jou, ek gee om vir jou, weet daai persoon, jy gee om vir hulle as hulle deur 'n moeilike tyd gaan. En tree in vir God se mense. Hoe gereeld bid jy vir ander mense, vir wat hulle deurgaan? Of is jou gebedslysie net, Here, wees met my, wees met my kind, wees met my werk, en daar sê amen, ons is klaar. Bid jy ernstig vir mense op 'n voorbiddingslys, mense wat regtig worstel, mense wat die pad bietjie byster geraak het, wat daar buite in die wêreld is, wat hulle rug op God begin draai het ons nog 'n hart, gee ons omdat hulle nie meer in die kerke is nie, of het ons net opgegee? So herinner God aan sy beloftes ook. Sy woord is vol beloftes, ons moet daarop staan. God sê vir ons, soos wat hy deur die engel Gabriël vir Daniël gesê het, ek het jou lief. Net so gaan hierdie week met ons praat, oor 'n God wat vir ons lief het. Jesus is die een wat vir ons kom wys het, hoe lief God ons het. Hy het sy alles vir ons kom gee, sy hele lewe het hy afgelê vir ons, om te wys dat God het ons lief en hy wil hierdie herstel bring. Onthou dat daar gaan 'n tyd kom wat God gaan ingryp, en hy wil herstel, hy wil nie net straf nie. Nou, soos wat ek gesê het, Daniël bestudeer die geskrifte, hy bestudeer mede-profeetse woorde wat opgeteken is om te sê 70 jaar, dan gaan die uitkoms kom. So kom ons beweeg nou aan na hierdie ene, 'n ander profeet toe, Sagaria, asseblief daar, Andrei, as jy hom vir ons kan opkry. Sagaria is so een wat met ons praat, en wat by die Fariseërs en met die Israeliete van ouds gepraat het, en vir hulle gesê het. Hy skryf die volgende in Sagaria vers 9, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op 'n hingsvol van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat tot aan die uithoeke van die aarde. Wat jou betref, my verbond met jou is 'n offerbloed, is met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. Kom terug na die vestingstad toe, gevangenes wat nou hoop het. Ek verseker jou vandag, ek gee jou 2 maal soveel as wat jy gehad het. Ek gebruik Juda as my boog, Efraim as my pyl, jou inwoners Sion as my swaard teen jou inwoners, Griekeland. Ek hanteer my volk soos 'n vegter, sy swaard hanteer. Die Here sal bokant sy volk verskyn, sy pyl sal soos weerlig uitskiet. Die Here God sal die ramshoring blaas, hy sal kom in die storms van die suide, uit die suide. Die Here die Almagtige sal sy volk beskerm, die klippe uit sy slingervel sal dood en verwoesting saai, hulle sal vol bloed word, hulle sal gons soos wynbruis, hulle sal vol bloed word soos die kom wat by die offers gebruik word, soos die hoeke van die altaar. Die Here hulle God sal daardie dag sy volk, sy kudde red, hulle sal in sy land fonkel soos die edelstene in 'n kroon. Hoe voorspoedig, hoe mooi sal die land nie wees nie. Die koring en die wyn sal maak dat die jongmans en die meisies gesond en sterk sal wees. So, hierdie hele profesie gaan oor wat vandag gebeur het. 2000 en 'n bietjie jaar terug. Want vandag is Palm Sondag. Vandag is 'n dag wat God ons weer herinner, ek bring die uitkomste, ek bring die herstel. Die ballingskaptyd gaan verby, en daar kom 'n nuwe tydperk in. En wanneer Jesus dan op Palm Sondag inkom, dan wys hy vir ons
hoe die herstel kom nou van die Olyfberg wat aan die ooste kant is, om na die in 'n westelike rigting deur die oospoort kom hy Jerusalem in. Net so sal hy ook die tweede keer kom, vanaf die Olyfberg. Daarom het die Suleman die Grote daar die oospoort toegebou en grafte voor dit, want in Joodse tradisie kan jy nie naby 'n graf kom nie, want dit maak jou onrein. So hulle het 'n plan gemaak en voor die plan het hulle nog 'n plan gesit, net om seker te maak dat Jesus kan nie by daai poort soos die profesie sê, sal hy nie daar kan inkom nie, maar hulle besef nie met wie hulle te doen nie. So Jesus kom van die ooste in 'n westelike rigting, dit dui vir ons hierdie herstel aan. As 'n mens is dit vir ons onmoontlik om ons saligheid te bewerk. Ons het Jesus nodig gehad. Hy moes op Palmsondag daai pad inkom om vir ons die herstelpad te bring. Hy moes vir ons aan die kruis gaan hang. En hierdie hele gebeurtenis en hoe die rigtings is God wat vir ons wys, kyk mooi, kyk wat is aan die gebeur. Ek is besig om in te tree, om die verlosser vir julle te bring. Hy wat in Sagaria al voorspel is, en woord vir woord kom dit in vervulling. So God stuur Jesus na die aarde toe juis vir hierdie week. En hierdie week is vir ons om 'n tyd om te dink oor wat is verkeerd in jou lewe. Wat is daai goed wat Jesus ook vir jou moes aan die kruis gehang het? Want elkeen van ons het 'n rede hoekom Christus aan daai kruis moet hang. As daar iemand is wat vanoggend hier sit en sê nee, gelukkig het ek nie deel gehad aan Christus se kruisiging nie, dan sit jy die pot ver mis. Christus moes vir elke mens kom sterf het. Ons kan nie ons saligheid beerf deur werke te doen nie. Ons kan onsself beroep op net op Christus en wat hy vir ons kom doen het. Dis 'n tyd om vir jouself te vra, wat skreeu jy in hierdie week? Want onthou as Jesus op Palmsondag inkom, dan skreeu hulle, Hosanna vir die seun van Dawid, loof hom, prys hom, gooi palmtakke voor hom neer, klere voor hom neer, hy is die koning, hy is die verlosser. Maar daai selfde mense skreeu op daai Vrydag, kruisig hom, kruisig hom. So aanbid jy vir God, en skree jou lewe een oomblik uit, o Here, U is so goed en U is so wonderlik vir my, ek het bevordering gekry, dit gaan so goed in my lewe, en môre dan sê ek bietjie in 'n dal, en dit gaan bietjie met jou moeilik, en dan sê ag nee, wat ek draai my rug op die Here. Is jou lewe standvastig? Jy kan nie een voet daar wees en een voet daar wees nie. Jy moet kant kies. Sê jou lewe, skreeu dit uit, Hosanna vir die seun van Dawid, ongeag hoe dit in my lewe lyk. Ek kan bid nie God net vir laat dit met my met goed gaan nie. As dit met my swaar gaan, sal ek hom steeds loof en prys. So God tree in en hy bring die herstel vir elke mens. Johannes 3:16. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het, maar lees die volgende verse ook, sodat die wat in sy seun Jesus Christus glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Want ons wil net, o Here het vir my gesterf en nou is ek alright. Nee, dit vat 'n verhouding, dit vat 'n Daniël om aan te hou bid, aan te hou met hierdie verhouding met God te lewe. Jy kan nie net eendag dink jy kan in hierdie wêreld leef soos wat jy wil en net by die poort te kom en dan sê, ag Here, ek ken nie wagwoord en dit is eet vir my sondes gesterf nie. God weet of jy regtig in daai verhouding met hom leef. Hy weet. Dis nie net 'n maklike paswoord om te sê by die poorte nie. So die hele Bybel van Genesis tot Openbaring sien ons dat God die herstel wil bring. En Andre, as jy die volgende enetjie, nou lyk dit prentjie baie beter. Hierdie week moet vir ons weer die herstelpad wys. Hulle moet eintlik in die ander rigting loop, want dit is in die westelike rigting, terug deur die tabernakel. En Andre, ek weet nie of jy daai videoetjie van ons kan so probeer half reg kry nie. Wat ek nou wil hê julle moet kyk na. Hierdie goede, ek weet nie, vir my is dit verskriklik fascinerend. Dit is die tabernakel wat ons weet, toe God met die Israeliete deur die wildernis getrek het. Julle gaan nou die kamporde sien. Die kamporde was, in die ooste kant moes Juda wees. En net na Juda is dit die tente van Moses en die hoofpriester, hulle goed is net daar voor die ingang na die tabernakel toe.
So wat wys dit vir ons? Want Jesus moet deur die lyn van Juda kom, hy is ons hoëpriester, hy is ons beter Moses en hy gaan deur die offer, hy maak alles skoon en dan gaan hy in die tabernakel. Ander ons kan dalk as jy kan ons beide van hulle sommer so naby mekaar, want kyk ook wat is die goed binne in die tabernakel. Want dit alles is God wat met ons praat, dis alles God se plan om herstel te bring. As daar dalk 'n advertensie is, verskoon maar so 'n bietjie asseblief. In this game, they tell you to pick a position. They always say a back can never be a forward. But with Scarecrow, Ryobi didn't just reinvent the rules, it changed the entire game. Hybrid tools for a hybrid craftsman. Engineered for pressure, designed for impact. Built for both. Scarecrow, shaping the future with 40 years of Ryobi credibility. Parmalat Protein Plus with up to 10 grams of added protein. The taste that fuels your feel-good. Daardie ooste kant van die tabernakel, want die tabernakel in die tempel se ingange moes altyd oos gewys het. Dit was 'n voorskrif van God gewees wat hy vir Moses gegee het en vir Dawid hulle gegee het om hoe die tempel en die tabernakel gebou moes word. Om te wys dat dit is die kant waar die son opkom. Dit is waar die dag begin en daar gaan 'n einde wees aan die weste kant waar die son ondergaan. Maar hoe dit deur Juda moes gaan, hoe God se voorskrifte so was, Juda, dan Moses en die priesters en dan eerste die altaar. Onthou Romeine 12 sê vir jou, gee jouself as 'n lewende offer voor God. En hy sal jou skoon was. Daardie waskom wat net daarna is. Dan as soos wat julle gesien het binne die tabernakel, dit wat Jesus ook kom doen het, hy was daai offer vir ons gewees.
Hy het sy laaste druppel bloed vir ons uitgebloei, wat vir ons kom skoon was van ons sondes. Hy is die brood van die lewe, daai granate in die lig, daai bloed wat simboliseer die bloed en die lig wat hy vir die wêreld is. Daardie wierookaltaar wat voor die allerheiligste staan. Openbaring sê vir ons as gelowiges se gebede is soos wierook voor God, wat die heeltyd na ons toe opgaan, en dit moes dag en nag moes dit gebrand word. Dit moes in die oggende en die aande moes dit weer hernie gaan word, sodat daar die heeltyd 'n aangename reuk voor God sou opgaan. So ek hoop julle sien en beleef so ietsie van hierdie goed is te groot en hoe wonderlik God is, want dit maak my so opgewonde om te dink dat God wys van die begin af vir ons. Deur al die eeue heen, deur al die Bybelboeke kan jy gaan sien hoe God werk terug om alles weer terug te bring. En dan daai 2 serafs wat daar, gerubs wat daar bo op die versoendeksel is. Alles wat terugwys wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden, is God besig om weer reg te maak. In Daniël hoofstuk 10, as jy verder gaan lees, dan lees jy daarso van daardie oorlog wat Michael gehad het en Daniël wag vir 'n uitkoms op sy gebede, en dan kom die engel daar by hom en hy sê, hoor hierso, ekskuus, ek het so 'n bietjie van 'n worsteling gehad met die koning van die Persiese ryk. Ons het daai oorlog, ons is in 'n geestelike oorlog gewikkeld. Nogal interessant dat Persië in vandag se tyd is Iran. Ek sê nou nie, dit is nou die eindtyd nie. Ek sê net, dit vir sulke goedjies glo ek nie aan toeval nie. God praat met ons, kry julle lewens reg, maak reg. God het deur Jesus vir ons alles kom regmaak, maar hoe lyk jou lewe? Lewe jy soos 'n Daniël, wat oorgelewer aan God leef, wat sy hele lewe daarvan getuig jou hele lewe daarvan, dat jy in 'n verhouding met God lewe? Of is jy, een dag is jy in die wêreld, volgende dag is jy so hoog heilig? Jy kan nie so leef nie. Ons moet begin kies julle. Tyd hardloop uit. Tyd hardloop uit. Ons het nie meer tyd om te wil kies waar ons wil wees nie. Ons moet begin 'n kant kies, soos Daniël. En dan moet jy dan in 'n vuuroond gegooi word vir waarvoor jy staan, dan sal die leeu's jou nie byt nie. Die Here sal hulle monde toemaak. As iemand wat dit moet hoor vanoggend. Iemand moet hoor dat God sal in jou donkerste oomblik, al gaan jy deur die vuuroond, sal hy saam met jou wees. Dit sal jou nie skroei nie, en hy sal die herstel bring, want hy is 'n God wat nog deur al die eeue heen die herstel wil bring. Ons het nog so 'n bietjie tyd. Ek is 'n mens, julle ken my nou al, ek het 'n video gaan soek om hierdie ding nou mooi saam te vat vir ons. Van wat gebeur het in die tuin van Eden, en het het nie lekker uitgewerk met Adam en Eva nie, en ons is so geneig om te sê, ek wil eendag vir hulle 'n vraag gaan vra. Ek kan julle beloof, enige een van ons wat hier sit, sou presies gedoen het wat Adam en Eva gedoen het. Ons sou ook toegegee het aan die Satan se listigheid en sy versoekinge. En vandat hulle uit is die hele plan van God om ons terug te bring, en ons hele soeke op aarde is om weer in daai verhouding met God te kom. So, het Frits verveeld geraak, of nie regtig verveeld nie, toe ontdek ek 'n ding om bietjie kreatiewe kant van my na vore te bring, en ek maak toe nou maar, ek skryf 'n lied, en ek gaan toe na AI toe, en ek vra vir hom om vir my te help met 'n video, om hierdie ding te wys. So wat julle nou gaan sien is Harrison Ford daar, dis nie ek nie. Die kaart is die woord van God. So julle gaan die hele tyd die kaart sien. Die kaart is die woord van God. Ons moet soek waantoe en hoe, en al die antwoorde om terug te kom by God is hierin vir ons opgeteken. Julle gaan die beeld sien van die kompas met die vlammetjie wat baie gaan opkom, want dit is die kompas is die Heilige Gees en die vuur. Ons ken dit uit in Pinkster dat die Heilige Gees word voorgestel met die vuur. Hy is ons kompas. Hy sê, die woord sê vir ons, as jy die pad verlaat, sal jy die Heilige Gees hoor vir jou sê, hier is die pad, loop hier langs. En dan die hele tyd daai, julle gaan die hele tyd so aard sien, dit is maar die soeke om terug te kom by God. Dit is die terug by die beloofde land, ons beloofde land, die hemel of die paradys. So, kyk maar, lees die woorde en
En dit gaan hier die hele ding van herstel van oos na wes, en hoe ons as mense elke dag moet soek, elke dag moet kyk hoe lyk ons lewe op, is ons nog in die regte koers op pad om te beweeg, of het jy die pad verlaat, moet die Heilige Gees dalk vanoggend vir jou sê, hier is die pad, loop hier af. Dankie Andre, as ons kan kyk. Uit die ooste kom fluisterings van genade, soos die dagbreek wat oor lande skyn. Deur die woestyn verrys u beloftes, herstel, leef veilig in die hande fyn. Wyse manne het die ster kom volg, hoop ontwaak onder hemelruim. Elke voetstap 'n teken van uw koninkryk, elke hartklop 'n heilige rein. Uit die ooste kom die heerlikheid, uit die ooste kom die lig. U is die God van terugkeer en maak die donker lig. Al het die weste die oordeel gevoel en die ooste die ballingskap se sig. Uit die ooste kom die heerlikheid en die genesing word genoeg. Langs die riviere van Babel het ons gebewe, maar u roepstem het ons huis toegelei. Deur die as van stede en nasies, het u trou ons steeds bevry. Op die Olijfberg staan u in majesteit, waar verlossing se verhaal ontvang. En die koning wat opgevaar het in heerlikheid, sal terugkeer soos die profete wou. Uit die ooste kom die heerlikheid, uit die ooste kom die lig. U is die God van terugkeer, die maak die donker lig. Al het die weste die oordeel gevoel en die ooste die ballingskap se sig. Uit die ooste kom die heerlikheid en die genesing word genoeg. U beweeg soos die son op, vas en onveranderlik. U versamel die verstrooides, u lig die vernederdes op. Van Jerusalem se trane tot Babel se skadu's, lei ons terug met die krag van u naam. Die nasies sal bewe, die hemel sal oopgaan, wanneer die heilige weer op die berg kom staan. Die ooste sal wakker word, die weste onthou, elke knie sal buig voor die lam wat gesterf het. Uit die ooste kom die heerlikheid, uit die ooste kom die lig. U is die God van terugkeer, u maak die donker lig. Uit die ballingskap roep u ons Sion toe, uit die as laat u ons weer verrys. Uit die ooste kom die heerlikheid, laat die koninkryk verrys. Ja, daardie riviere is maar, ons weet daar was 3 groot riviere by die tuin van Eden gewees, so dit symboliseer maar net dit. Maar dink ook net daaraan met Jesus se geboorte, waarvandaan kom die wyse manne? Hulle kom van die ooste in 'n westelike rigting, om te wys, hierdie is die Messias, hierdie is die kind wat julle verwag het. So alles is God se stem, en ons kan nooit sê God het opgehou praat met ons nie. Hy praat op die hele Bybel deur met ons, en hy sal met ons praat tot aan die einde. En 'n tyd soos Paasfees is God se stem om te sê,
Dit wat ek daar kom doen het, om julle by my terug in 'n verhouding met my te kry, dit sal volbring word. Hou vas daaraan, al my profesieë het waar geword. Al sy profesieë, deur al die eeue heen, die laaste profesie van Jesus wat gaan terugkom op die Olijfberg, om ons in daai laaste wonderlike verhouding met hom in te neem, in die ewigheid in, dit gaan ook in vervulling kom. Maar miskien is jou dood nog voor dit, en dan sal die Here jou ook kon deurneem. So, mag Paasfees julle regtig net weer herinner, dat God het alles kon doen, hy het vir ons die herstel kon bring. Hy het van die ooste kant af Jerusalem ingegaan op Palm Sondag, om te wys, hierdie is die herstelpad, en deur dit wat Jesus daai week gedoen het, en alles wat hy verduur het, kan ons nou met vrymoedigheid, daai tabernakel en daai tempel se voorhangsel is nou geskeur, ons kan elkeen ingaan, en met God tyd gaan spandeer, maar gryp jy daai geleentheid aan, spandeer jy daai tyd met God. Dit is 'n vraag wat elkeen vir homself moet gaan afvraag, ook in hierdie week wat voor lê, is dit wat Jesus kom oopmaak het, maak ek gebruik daarvan, of is ek maar net tevrede om net deur die lewe te gaan soos wat ek doen. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie vir hierdie dag, dankie vir Palm Sondag, ook 2000 en paar jaar gelede, Here, dat U gekom het om in Jerusalem in te gaan, wetend vir wat vir U gaan voorlê in daardie week en op daardie Vrydag. En Here, dat U nie gehuiwer het om vir ons die pad te stap nie. Here, U het die tafels omgegooi, en U het soveel dinge daardie week deurgegaan om vir ons te wys wat dit ook in ons lewens is. Here, wat is daai tafels wat ons moet omgooi bietjie, wat ons van U huis iets gemaak het wat nie daar hoort nie. Here, laat ons daai sondes ook uit ons lewens daarteen sal veg en sal saam met U werk om ons tempel skoon te kry. Here, ek bid so vir elkeen van ons in hierdie week, laat ons regtig 'n ontmoeting met U sal hê in die geleenthede wat voorlê, dat U met ons sal praat, en dat U ons regtig net weer sal omskoon was, en dankie vir die bloed aan die kruis, wat vir ons gebloei is, as 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons prys U, en ons eer U, en ons dank U vir wat U vir ons kon doen het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie, kom ons sluit af, God is liefde. God is liefde, juich ons harte, en met wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat die eerste lief gehad het, het die liefde ons gegee. Nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. God is liefde, juich ons harte, en dit wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat die eerste lief gehad het, het die liefde ons gegee. Nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer.
vergeet, nou kan ons zijn, God geboren, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer, uit die bron van liefde leer. Paasfees is 'n tyd om vir elkeen van julle ook te sê dat God het jou lief, maar gaan leef vir daai bron van liefde. Ek herinner julle net aan die koeksusters by die deure nou daar, aan die Lydiale sal julle daar ontvang dan uit die Here se seën en mag hierdie vir julle 'n geseënde Paasfees wees vir julle en julle geliefdes. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, wat ook in sy groot raadsplan 'n Paasfees in gedagte gehad het ook vir jou, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.